Ons storie begin vandag in Egipte, in die land van piramides. Eendag was die koning van Egipte so kwaad, hy het amper sy dak afgeskree. Die Here het vir Moses en Aaron gestuur na die koning toe. Hulle moes vir hom sê, laat my mense gaan na die woestyn toe en vir my gaan bid. Maar die koning het gesê, nee, hulle behoort aan my. Die Here stuur toe vir Moses om 'n wonderwerk te gaan doen, om te wys dat God ernstig is. Moses steek sy stok oor die rivier uit, en die rivier verander toe in bloed. Almal was baie verbaas. Die volgende plaag was toe daar paddas kom. Die mense is so geplaag deur die paddas, hulle het geweet waartoe om te gaan nie. Daar was ook 'n plaag muggies in Egipte, so baie dat die mense nie eens kon sien waar hulle gaan nie. Toe Moses en Aaron weer vir die koning vra, kan ons nou maar gaan om vir die Here te bid? Toe sê hy weer, nee, die mense behoort aan my. Die diere begin toe siek raak. Die mense het alles gedoen om die diere te probeer gesond hou of beter laat voel, maar hulle kon nie eintlik baie help nie. Daarna het die mense begin sere kry. Dit was so ongemaklik, die mense kon nie eens slaap nie. Moses en Aaron het gesê, luister koning, die volgende wonders is baie erger as die voriges. Asseblief laat ons mense gaan. Maar hy het gesê nee. Daarna het daar sprinkane gekom en al die kaas van Egipte begin opeet. Daar was duisende van hulle. Al die kaas wat nie opgeëet is nie, is deur 'n groot haalstorm stikkend geslaan. Alles is geslaan deur die haal. Die geboue, mense, diere. Dit gelyk asof alles in flenters was. Die koning het na al die dinge nog steeds gesê nee. En die Here het donkerte oor Egipte gebring. Daar waar die Egiptenare was, het dit donker geword, maar die Israeliete het in die son gestaan. Hierdie donkerte het vir 3 dae lank geduur. Die laaste plaag was iets verskrikliks. Die doodengel het in die nag gekom en al die oudste kinders van Egipte geneem in hulle slaap. Hulle het nie weer wakker geword nie. Daar was trane oor almal in Egipte. Elke familie het mense verloor wat vir hulle belangrik was. Die koning het daardie dag gesê, vat julle mense en gaan uit my land uit. Ek wil julle nie weer sien nie. So die volk van die Here, 'n klein volk, ontsnap van 'n magtige, wrede koning. Hulle het nog baie pad gehad wat voor hulle lê. Hulle moes nog in die woestyn gaan en 'n nuwe land gaan kry. Maar een ding het hulle geweet. God is by hulle.